Het jy al ooit jou vertroue in 'n mens geplaas en dan groot is die teleurstelling wanneer daardie persoon jou teleurstel, of dan kom ons vat dit in ons geval ook die regering, president van ons land, waar hy eerstens 'n toespraak gelewer het en ons almal het empatie, simpatie gehad, en soos wat die tyd verloop, dan kom jy agter dat van die onderdane en van die ministers het nie heeltemal begrip van wat aangaan, of is nie heeltemal, soos hulle sê, on top of the game nie. Dan is dit groot die teleurstelling, en boonbehalwe die ministers, die regering en die lokale regering. Baie keer is daar ook 'n teleurstelling as dit kom by vriendskappe, of teleurstelling as dit kom by mense wat ons vertrou. Selfs 'n pastoor of 'n dominee, en ek wil ook volgens vir jou sê, daar is eintlik geen mens wat jy jou volle vertroue kan inplaas wat jou nie sal teleurstel nie. Baie keer sal mense jou teleurstel. Ewen partykeer sal ek jou teleurstel deur iets wat ek doen of op 'n sekere manier optree. Maar daar's 'n versekering en 'n belofte in God se woord dat God sal ons nooit teleurstel nie. By hom kan ons beskerming ervaar, by hom kan ons skuil. Ons het altyd 'n lied gesing in die ou dae in die AGS, skuil net by U, o rots van die eeue, ek skuil net by U. Maar vanoggend kom hierdie belofte in die Psalm en ek wil dit graag vir jou lees. Psalm 118, en Psalm 118 vers 8 is in die middel van die Bybel. Maar Psalm 118 vers 5, dis waar ek wil begin lees, sê die volgende: In my nood het ek tot die Here gebid. Die Here het my geantwoord en my bevry. Ek lees dit in die Nuwe Lewende Vertaling. So weer eens sien ons hierso, Dawid was in nood. Waar het hy gehardloop? Het hy gehardloop na die bank toe? Het hy gehardloop na die regering toe? Het hy gehardloop na die hulpfonds toe? Het hy gehardloop na wat het hy toe gehardloop? Hy het na die Here toe gehardloop. En dan vers 6. Die Here is by my. Ek sal nie bang wees nie. Ja, ons almal ken daai lied wat gesing is, wat uitgekom het, ek sal nie bang wees nie vir die donker in die nag. En hier kom die woord van die Here en hy sê vir ons, ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? En dan gaan hy verder in vers 7. Die Here is by my. Hy help my. Ek sal neersien op my haters. Dan gaan hy verder op vers 8. Hy sê, dit is beter om by die Here te skuil as om staat te maak op mense. So, en die ou vertaling sê, dis beter om op die Here te vertrou as om jou vertroue te plaas op mense. Ander vertaling sê, dis beter om jou vertroue in die Here te plaas as om hooggeplaastes jou vertroue te plaas. Ja, ek wil vir jou vanoggend bemoedig om te sê dat ons beskerming en ons vertroue is in die Here. Hy is die een wat ons sal om hulp snel, en soos wat Dawid hier geskryf het, ek en jy het nodig om tot die Here te roep. En ons moet nie bang wees vir die onheil in die nag nie, ons moet nie bang wees vir mense nie, ons moet nie bang wees wat mense aan ons kan doen nie, ons moet eerder ons vertroue plaas op die Here. So ek wil jou graag vandag bemoedig met hierdie skrifgedeelte. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend saam die woord kan lees en saam op U kan vertrou. Mense sal ons teleurstel, goeie vriende gaan ons baie keer teleurstel. My man of my vrou gaan my baie keer teleurstel. My kinders gaan my teleurstel, en die kinders teenoor die ouers gaan my baie keer teleurstel, en so kan ek aangaan op die lys. En ons regering gaan ons baie keer teleurstel, pastore en dominees gaan ons baie keer teleurstel, maar U Here kan ons nooit teleurstel nie. Daarom wil ons vertroue plaas op U en ons fokus op U plaas in hierdie tyd, Here, en weet dat as ons om hulp roep, sal U ons help. En ek bid vanoggend vir elke persoon wat sê, Here, ek het die hulp nodig. Ek het nodig dat U my sal uithelp. Dit voel of ek in die modder insak. Trek my uit, Here, tel my op en hou my vas. Ek bid dit dat U elkeen nou wat dit ervaar en beleef sal optel en sal vasdruk en sal omvou met U liefde, is my gebed in Jesus naam. Amen. Die Here seën jou, bless jou, gaan met jou. Mooi dag.